Sy, ons gee gou vir die kinders kans. Môre almal. Ek gaan nou vir ons saam bid. Voor ek gaan bid, wil ek eers gou net soveel sê rondom die preek vandag. Weet ek ervaar sodat die Here vanoggend sê, weet dat hy in ons elkene belangstel. As mens nou dink, hier sit ons in 'n klein dorpie in die Vrystaat in Suid-Afrika en ek glo die Heilige Gees het geweet wie gaan vanoggend hier wees en hy het al weke terug gepraat en begin sê, maar dis wat ek wil hê elkeen wat hier is moet hoor. En vanoggend wil ek regtig vir julle sê, maak jou hart oop vir wat die Here vir jou wil sê in jou situasie vandag. Hy stel belang in waar jy is, wat met jou gebeur en hy het 'n plan met jou. En as jy hierdie woord wil aangryp, is niks onmoontlik nie. Weet, ons wil die Here so beperk en dink, ja, daai wonderwerke en wonderlike dinge en amazing stories het net in die Bybel se tyd gebeur. Maar die Here wil in ons tyd vandag, wil hy lewens verander. Dit wat vir ons op die oog af onmoontlik lyk, wil hy moontlik maak. En ek dink vanoggend skielik aan Pastoor Willem se boek. Weet jy wie van julle het al sy boek gelees, 'n Stille Avontuur? Of wie het sy getuienis al gehoor nie? En ek dink toe ons moet bietjie eintlik vir hom sê hy moet sy getuienis bietjie kom vertel. Laat mens bietjie real life vandag se wonderwerke met mekaar deel. So die woord wat ek vandag gaan bring is ook na aanleiding van 'n getuienis in my eie lewe. En dit is vir my 'n getuienis vreeslik na in die hart. En ek bid laat vanoggend, ek sê vir my ma, sê vir my bid laat ek vanoggend kan praat en laat sy ook nie huil nie. Maar ek vertrou dat die Here vir my sal absoluut emosionele stabiliteit gee om dit te sê wat ek vanoggend moet sê. So, kom ons bid eers saam en dan gaan ek nou vir julle die woord eers bring. Vader, dankie dat U goed is, dat U hierdie beplan het al voor die tyd begin het en dat U ons elkeen sien, dat U ons elkeen raak sien en 'n plan het vir ons lewens. En Vader, ek wil vanoggend bid dat U Heilige Gees die een sal wees wat praat. Dat U die een sal wees wat vir my die interpretasie ook gee van wat ek moet sê. Maar Vader, dat dit sal gaan oor U. Ons wil U naam groot maak, want U is steeds dieselfde God van gister, U is dieselfde God vandag en U sal steeds dieselfde wees in die toekoms. En Vader, ons proklameer dit vanoggend. Ons wil dit proklameer in ons eie lewens. Ons wil U nie bevraagteken nie. Selfs in die middel van moeilike goeters wil ons U nie bevraagteken nie, want ons weet, U woord sê, U is goed. En vanoggend maak ons harte oop om te ontvang. Here, laat ons nie hier sal uitstap en sê, ag nee wat, ek gaan dit aan met my lewe nie. Maar dat ek hier sal uitstap, elkeen van ons het vir onsself sal sê, en dat ons goeie grond sal wees, dat die grond dat die saad sal wortel skiet in ons harte, en waar ons weer die vyand onmiddellik kom om die woord te steel, dat dit nie in ons lewens so sal wees nie, dat ons daai saad sal beskerm met alles in ons, in die naam van Jesus. Amen. So, julle sal onthou in September toe ek gepreek het ek begin met hierdie skyfie, daai eerste enetjie, wise men still seek him. En daardie woord, as julle nou na die tweede skyfie toe gaan, is nog steeds so sterk op my hart in die laaste ruk. En die woord wat by my opgekom het was, we need to redeem time. En as mens nou gaan dink in Afrikaans praat ons van koop die tyd uit. En Efesiërs 5 sê dit so duidelik, hy sê, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Ons is in baie bose dae. As jy die nuus net dophou, as jy Netwerk 24 nou en dan oopmaak, dan dink jy by jouself, is soveel boosheid eintlik moontlik? Dit is skokkend, hoe boos is die wêreld. Maar daarom sê hy, moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En die grootste leuen in ons tyd, wat die vyand wil hê, jy moet glo, is jy moet begin 'n vraagteken agter God se goedheid sit. Hy wil jou hoop steel. Hy wil vir jou sê, jy's in hierdie situasie, want dit is God. Dit is God. En Jakobus sê vir ons baie duidelik, as jy in 'n moeilike situasie is, moenie sê, dit is God nie.
God is goed. En die eerste ding wat ek by julle vandag wil los, en julle wat spesifiek ook julle laat doop vandag, dis 'n groot gebeurtenis in julle lewens, is jy moet vasmaak in jou hart. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, God is goed. En as jy in 'n moeilike situasie is, moenie dat die vyand vir jou kom vertel, dit is God wat hierdie met jou doen nie. Daar moet jy klinkklaar weet wat is die karakter van God, want dit kan vir jou 'n saak van lewe en dood wees. En dit kan ook 'n saak wees van geestelike lewe of dood. Weet, as die vraag vir jou begin gevra word, en die vyand sê, maar wat as dit God is wat eintlik hierdie met jou doen? Dan gaan jy soos wat Salomo begin in klaagliedere sê het, wat is die sin van alles? Jy gaan aan begin wonder, wat is die sin van alles? En ons hoor dit om ons, hoe mense depressief raak, want hulle wonder, wat is die sin van alles? Hulle het nie meer hoop nie. So, omdat die dae boos is, redeem the time, en verstaan die wil van die Here. Hierdie is 'n sleutel. Jy moenie wonder oor die wil van die Here, gaan soek dit in die woord. Wees seker daaroor, want as die storm kom, moet jy nie wonder nie. Jy moet weet. Jy moet weet waar is God. Jy moet weet wie's jy. So, my tema, en dit het lank gevat om by die tema te kom, my ma vra vir my, waaroor gaan jy preek? Ek sê, ek is nog nie heeltemal seker nie. Gisteraand, en ek sê toe vir haar, ek praat oor hoop. En dit is die tyd van die jaar wat mense geweldig hopeloos voel. Ons dink by onsself, dit is 'n tyd wat mens eintlik moet vreugdevol wees, dis 'n tyd waar familie saamkom, maar statistiek wys, dit is die tyd van die jaar waar daar die meeste inbrake is, interessant genoeg. So die vyand steel op daai manier, dit is ook statistiek wys, is die tyd van die jaar waar daar die meeste depressie is, hopeloosheid. Meeste selfmoord word gepleeg in hierdie tyd. En ons as kerk kan nie soos die wêreld wees nie. Ons moet daai hoop in ons oppas. So ons het 'n lewende hoop en ons weet Jesus het gekom om vir ons daai lewende hoop te bring. Maar ek wil vir julle wys wat is hoop eintlik. So Satan wil kom steel. Hy wil jou hoop hierdie Kersfees kom steel. Hy wil jou hoop eintlik oor die algemeen kom steel. Maar spesifiek in hierdie tyd wil hy jou begin laat vra van hoekom, waarom. En dit gaan jou keuse wees wat jy gaan toelaat. Nou, as ons nou gaan dink in terme van wat ons sal doen om te keer laat 'n vyand van ons steel. Sê net maar, ons weet nou, daar gaan iemand wees wat gaan probeer inbreek by ons huis en hulle gaan probeer om ons goed te steel. Ons gaan nie net sê, ag ja nee, kom ons maak maar die hek oop. Daar sê, kom vat maar my goeders. Kom ons kyk. Niemand van ons gaan dit doen nie. Inteendeel, mens kyk hoe jy jouself kan verdedig. Jy doen klasse vir selfverdediging, jy doen wapenparaatheid, jy kry vir jou alarmsisteem, jy kry hekke wat jy sluit, kameras. Jy doen alles om te voorkom dat iemand by jou inbreek en steel. Want ons weet, mense wil inbreek en steel. Maar nou weet ons in ons geestelike lewe, die vyand gaan kom onmiddellik om die woord te steel. Maar het een van julle al gaan dink, hoe gaan jy nou jou hart beskerm? Het jy 'n alarmsisteem opgesit om die woord te beskerm? Het jy al gegaan en gaan kyk, het ek 'n ekstra slot opgesit, laat die vyand nie my woord kan steel nie, die saad kan steel nie? Ons almal sit maar net en sê, okay, die vyand steel die woord, en ons gaan aan. En die Heilige Gees maak dit so my wakker, hy sê, ons moet baie meer moeite doen, om die woord in ons harte te beskerm, en die vrug in ons harte te beskerm, as wat ons sal doen om ons huis te beskerm. Weet, ons almal het nou, toe ons wegry by ons huis, die meeste van ons die alarm geaktiveer, gekyk dat al die hekke toe gaan, nog 'n keer gecheck of die hek toe is die deur gesluit, vir mekaar gesê, is die deur gesluit. Maar wie van ons gaan nie uitstap in die kar klim, en die pa van die huis gaan vra, of die ma van die huis gaan vra, hoorie so, wat gaan jy doen om te keer dat hierdie woord jy nou net gehoor het uit jou hart gesteel word? So ek wil 'n uitdaag vanoggend, jou hart moet jy bo alles bewaar. Spreuke sê, bewaar die hart bo alles, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die oorspronge, the forces of life, sê die Engelse vertaling. The issues of life, sê 'n ander vertaling. So alles vloei uit die hart eintlik uit. En jy moet jou hart bo alles beskerm wat jy kan beskerm in hierdie lewe. In Korintiërs staan daar's 'n skat in ons hart. Daar's 'n skat. Dis 'n amazing skat wat daar sit.
Maar ons sal nie by die huis, ons skat daar so sommer los, sommer buite die kluis, en om net so, daar lê hy, kom ons kyk, wie gaan hom vat nie. Maar ons doen dit met ons harte. Ons leen ons ore uit, dis die hek, wat ons oopmaak, ore, ons maak ons ore oop, ons maak die hekke oop en sê, ja, kom steel maar my skat. Of ek maak my oë oop en ek kyk na goeders, en ek sê, ja, kom steel maar my skat, wat hier in my hart is. Dis waarvoor die vyand gaan. Hy gaan vir jou hart. En as hy kan uit jou hart uit daai uitsteel, hy begin eers met die saad van die woord, en hy wil ook die vrug steel, dan kan hy met jou maak wat hy wil. Dan het hy the forces of life gekry. Nou, net om so bietjie te gesels oor hart, en oor siel, en oor gees, en ek wil so bietjie daar aansluit met julle wat ook gedoop word vandag. As ons gaan kyk na ons gees, siel en liggaam, en ek jammer vir die PowerPoint ouens, ek gaan so bietjie rondspring, maar ek dink sien hulle doen goed. Ons is 'n gees. Ons het 'n siel en ons woon in 'n liggaam. Weet, vir baie is dit baie bekend, maar vir baie is dit heel onbekend. En ek dink ons almal moet dit bietjie weer hoor en daaroor dink. So jy is 'n geesmens. Die dag wat jy Jesus aanneem, dan staan daar met die hart, glo ek tot geregtigheid. En eintlik praat hy van die geesmens, glo ek tot geregtigheid. En met die mond bely ek tot redding. Wat beteken dit? Hoekom onderskei hy tussen twee goed daar? As ek met die hart glo tot geregtigheid, dis wat Jesus vir Nikodemus gesê het toe hom in die nag kry. En hy sê vir hom, 'n mens moet uit gees gebore word. Hy moet weergebore word uit gees. Sy geesmens moet uit God weergebore word. Dan verander jou identiteit. Kyk, as jy gebore word, dan kan ons sê, dis 'n klomp Smitte daai, dis hulle identiteit, want hulle is gebore uit die Smit familie. Of as jy gaan kyk nou na 'n prins, hy is gebore as 'n koninklike, dis sy identiteit, sy ID. So jy moet, as jy 'n kind van God wil wees, en jy wil hemel toe gaan, dit is die paleis, moet jy gebore word as 'n prins. So jy moet uit God uit gebore word, en dit is deur die hart wat ons glo om wedergebore te word. Maar met die mond moet ons bely tot redding. Wat is nou die verskil? Weet, waarvan praat ons nou? Die woord praat ook van, jy moet jou doop tot redding. En dit verwar mense. Nou dink hulle, ja, moet ek gedoop wees om hemel toe te gaan? Nee. Daai redding waarvan daar gepraat word, is sozo, salvation, of sozo. As ons gaan kyk na redding, sê nou maar, ek sê nou, joh, daar's 'n seentjie noudag uit die see uitgered. Dit was 'n absolute wonderwerk dat hulle hom daar uitgered het. Ons sê nie hy's in die kar ingered nie. Ons praat van waaruit hy gered is. So as daar 'n hoofopskrif in 'n koerant is en sê 'n seun is wonderbaarlik in 'n kar ingered, dan sal ons almal dink, dit klink weird. Waarvan is hy gered? Jy weet, hy's in 'n kar ingered, maar waarvan is hy gered? As daar staan hy's uit die kake van 'n krokodil gered. Jy word uit iets gered, uit iets. En dit is wat jou mond doen. Jou mond red jou sielsdimensie uit hierdie wêreldstelsel. Die oomblik as jy begin bely, dan begin die wêreld te weet wat in jou gees gebeur het. En dis wanneer jy begin wandel in jou redding, in jou sozo, in salvation. Dit is wanneer jy ook gedoop word, is dit 'n uiterlike teken van wat innerlik met jou gebeur het. Jy het Jesus aangeneem, jy's wedergebore. Daarom doop ons nie kindertjies nie, babietjies nie, want hulle is in elk geval gaan hulle hemel toe, hulle is nog nie in die punt wat hulle 'n keuse kan maak nie. Ons doop hulle nie, want jy moet eers wedergebore wees om gedoop te kan word. So daarom die mense wat vandag gedoop word, hulle het eers tot wedergeboorte gekom, hulle maak hulle keuse, hulle is uit God uitgebore, en nou word hulle uit die wêreldstelsel gered deur te wys. Dis my keuse wat ek gemaak het. En jy gaan baie vinnig sien, as jy gedoop word en aanskoue van mense, daar gaan 'n hele klomp mense van jou afval, wat nie meer eintlik jou chommy gaan wil wees nie, want jy wys nou wat jou stand in Christus. En dieselfde met jou woorde. Dis hoekom ons sê, met die mond bely ek tot redding. As ek nou uitstap, en soos Barend laasweek vertel het, of nie die week af voor wanneer, jy vertel toe jy in die wiskunde klas, toe die juffrou sê, maar iets is nou anders, en hy sê, maar ek het die Here aangeneem, met die mond bely ek tot redding, en al die ouens in die klas weet, oh, something's different. So nou word hy uit die wêreldstelsel gered, deur sy woorde. So, as ons gaan kyk na ons sielsdimensie,
Dit is ons wil, ons denke, ons emosies. En daai gedeelte het nog redding nodig, né? Dit is, as jy nou dink, jy het nou tot wedergeboorte gekom, maar o jene, jy praat nog asof jy nou 'n wêreldling is. So nou daai sielsdimensie redding nodig, hy het die regte woorde nodig, hy het verandering nodig, en dis waar ons begin wandel in die woord, dis waar ons begin 'n pad stap met die Here. Nou, ons hart, wanneer die Bybel praat van die hart, praat hy baie keer van 'n kombinasie tussen jou siel en jou gees. En hy sê, bewaar jou hart, bewaar alles wat 'n ingang het tot jou siel en jou gees. Laat jy dit nie oopmaak vir die wêreldstelsel nie, want die vyand wil steel. Hy is uit om te gaan steel. So wanneer ons kyk na die doop, dan sê dit, laat ons ook ons redding word daardeur gewas. As daar staan, die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid nie, dis nie jou geregtigheid nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, kyk dit met jou siel te doen. Daai redding, nie? Dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. So julle verstaan die verskil. Jy doop jouself nie in die hemel in nie. Ons kan nie kindertjies doop en dan gaan hulle nou hemel toe en ons doop jou in die hemel in nie. Jy doop jou tot redding uit hierdie stelsel om te sê ek neem my standpunt in en ek kies Jesus. En die wêreld mag dit sien. Ek is nie skaam nie. En daar gaan 'n paar dinge afval van 'n mens af. Dis baie goed om daai standpunt in te neem en dit is 'n duidelike opdrag in die Bybel dat ons wel mense wat Jesus aanneem so gou as moontlik moet doop. Jy hoef nie eers 'n paar dinge te doen nie. As jy nou Jesus aanneem, doop jou dadelik. As daar water is, doop jou. Nie spat jou nat nie, doop jou. Druk jou in die water ordentlik. So met die hart glo ons tot geregtigheid en die mond bely ons tot redding. Nou as ons teruggaan na hierdie skat in ons hart, weet as mens gaan kyk na wat Jakobus sê, as ons kyk wat Romeine sê, as ons kyk wat Petrus sê, daar is so draad verweef in die Nuwe Testament, wat hy praat van, daar gaan dinge gebeur. Weet, ons dink baie keer, daar moet niks ooit met jou gebeur in hierdie wêreld nie, daar mag nie 'n slegte ding ooit oor jou pad kom nie, maar selfs Jesus het in storms beland. Weet, daar's dinge wat gaan gebeur. Weet, die woord sê ook in Psalm, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Nou, die een ding, wat, as jy in daai situasie kom, wat 'n moeilike situasie is, wat ons nou oor gepraat het, is jy gaan sê, nooit sê, dis God nie. Want God gaan nie jou, soos Jakobus sê, hy gaan jou nie versoek nie. Dis nie hy wat jou lewe wil steel nie. Maar ons is in 'n wêreld wat deur Adam aan die Satan oorgegee is en dinge gaan gebeur. Maar hoe jy dit hanteer as jy in daai storm is waar die verskil gaan inkom. So net om weer terug te kom by daai denke wat ons aanhou ons siel vernuwe. Romeine 12 sê word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed of julle denke, renewing of your mind. En die rede hoekom ons siel gered wil sien, ons denke wil vernuwe, is sodat ons kan die wil van God beproef of bewys. Die Engels sê that he may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So hier is hy klinkklaar. Die wil van God is goed. God het nie gekom om vir ons nou jou arm af te sny en dat jy nou kyk of jy nou daar halfpad oorleef of iets nie. En baie mense wonder nog oor daai ding. Hierso staan dit duidelik, jy moet jou denke vernuwe, anders gaan jy soos die wêreld dink wat dink God maak hulle siek. God wil hulle doodmaak. Hier sê hy, vernuwe jou denke dat jy kan bewys dat God se wil vir jou goed is. As jy wonder oor dit tydens 'n krisis, dan kan dit lewe of dood beteken. So jy moet weet wat God se wil. En dan, net om so daai gedagte af te sluit, Jakobus 1 sê, en is deel van daai gedeelte waar hy sê, as jy in 'n versoeking beland, moenie sê dis God nie, bid wysheid, moenie soos 'n bootjie wees wat dobber en wonder daaroor nie. En dan sê hy, aan die einde van Jakobus 1, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel te red. So sien julle, ons siele kort nog redding, al is ons wedergebore, ons geesmens is wedergebore, kort ons siele redding. En jou redding kom deur die ingeplante woord, en hoe plant jy die woord in jou hart? Jou tong. Is ons planter. Weet, as jy
bietjie gaan lees oral deur die woord en die evangelies wat Jesus praat oor saad, dan praat hy heeltyd van die saaier saai die woord en alles trek terug na wat jy met die woord doen en jou tong is jou planter. Plant hom in jou hart in, dat jou siel gered kan word van hierdie wêreldsisteem. Nou, in 2 Korintiërs 4 staan daar dat ons 'n skat in ons het. En ek wil daai gedeelte vir julle lees, want dit gaan ook oor moeilike tye waardeur Paulus hulle gegaan het. Hulle sê, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie, vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word, want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, en daarom spreek ons ook. So Paulus hulle dit gedoen, he, in daai ontsettende moeilike omstandighede. Nie een van ons was al in sulke moeilike omstandighede, soos wat hulle beleef het al nie, tronke en baie dinge. Maar hulle het aanhou, geglo en spreek. Want ons weet dat hy, wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En jy kan sien hierso, het Paulus hulle daai skat in hulle bewaar. Hulle het te midde van baie moeilike omstandighede, het hulle hoop gehou. Al was hulle, soos hulle daar gesê het, al was hulle byvoorbeeld, waar hulle sê, al word hulle verdruk, is hulle nie te neergedruk nie. Hulle het al die pad hoop gehou, want daar is 'n skat binnekant hulle. Dieselfde in Hebreërs, waar hulle praat van die anker van ons siel as hoop. Ek wil vir julle daai gedeelte lees, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon het met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel, hoor weer, dis die siel, wil, denke, emosies, wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. So, daai hoop wat binnekant ons is 'n skat, is 'n anker vir ons siel, in die middel van 'n storm. Wanneer gebruik jy 'n anker? Ons het 'n anker nodig wanneer dinge nie stabiel is nie, wanneer daar dinge rof gaan. Ek meen as die see net so stil is in 'n smooth sailing, gaan iemand nou sê, onmiddellik moet die anker sak, hier's nou groot moeilikheid. Niemand gaan 'n anker dan uitgooi nie. Die anker is daar vir wanneer daar 'n storm is. En hier sê hy dat daai hoop wat ons het, en die hoop kom uit die verbond uit. Hy praat hier eintlik van die verbond, dat Jesus gekom het, dis wat ons nou gedenk in Kerstyd, Jesus het gekom, hy het mens geword, hy het die lewe geleef wat ons moes leef, hy het die dood gesterf wat ons moes sterf, sodat ons in 'n vaste verbond met God kan kom, deur die werk van Jesus. En omdat hy dit gedoen het, het ons 'n ewige hoop. Dit is 'n hoop wat beyond alles gaan. Dit is 'n ewige hoop. En daarom is dit vir ons 'n anker vir ons siel. Wanneer jy in 'n situasie kom waar jy sê, "Joh, nou is my emosies, jou siel, all over the place." Weet, dit is 'n moeilike situasie. Jy sit dalk in 'n situasie waar jy iemand het wat siek is, iemand het wat dalk dood is, iemand wat dalk
nie werk het nie. Jy sit in 'n situasie waar jy dalk nie kos het nie. Daar's baie situasies waar ons kan wees, nê? En in daai situasie waar jou sielsmens met jou wil rondskommel, soos 'n storm, moet jy 'n anker hê. En daai anker gaan tot in die voorhangsel in waar Jesus is, ons ewige verbond met hom. Hy is ons lewende hoop. En daarom kan ons nie leef soos die wêreld wat nie hoop het nie. As jy gaan kyk wat mense doen wat ateïste word, hulle gaan so by 'n punt van hulle is hopeloos en dan besluit hulle, ag, anything goes, want dit maak nie saak nie. Ek gaan doodgaan en dan whatever. Hulle raak so, nê? En hulle dink dan ek kan doen wat ek wil, maar die woord sê juis omdat ons daai ewige hoop het, lewe ons in hierdie dae met wysheid, want dis bose dae, maar ons het 'n ewige hoop. So daai is die anker van ons siel en dit is vir my so mooi, daar sal Julium nou beter al die Hebreëus en goeters ken. Klink of jy die klem op die wa sit, tikwa. Ek weet, is dit reg? Klink dit vir jou mooi? Die woord vir hoop beteken a strong tangible expectation or a cord or rope to hold on to, derived from the root verb kava, seker, to bind, wait and expect. So in Afrikaans gebruik ons die woord hoop baie verkeerd, want ons sal sê, ag, ek hoop die son gaan skyn, want sy my boere soek met nou son kry, hulle met plant. Maar dit is so wishful thinking. Hoor jy daai hoop hoe ons dit gebruik? Hoop in die Bybel is 'n sterk verwagting. Dit is 'n strong tangible expectation. Jy is so vol hoop, ek sien dit amper as jou hele borskas word so gevul met dit. Amper soos wanneer jy nou kwai gegym het, kyk dan die manne se spiere is opgevul, hulle pomp daai spiere so vol. Ek sien daai prentjie van volheid as jy hoop het, nê? En as jy nie hoop het nie, dit lei eintlik tot depressie, tot selfmoord. Dit is asof jy pap raak, jou gees is pap. Kan julle dit sien? Daar is 'n pap besigheid. Die battery is nou pap. Maar hoop pomp jou eintlik op vol. Jy's vol, jy kan 'n ding doen, jy begin krag kry. Want die volgende ding wat volg as daar hoop is vreugde. Nou, as jy gaan dink aan daai forces of life, weet, ek het altyd gedink, ja, die Here wil hê ons moet so mooi wees eintlik met mense en alles. Dit is mooi, jy weet, want hy het seker ook rondgestap en hy het 'n skapie onder sy arm gehad. Dit was so mooi alles. Jy weet, dit is so praat saggies en is mooi en alles. Maar daai eienskappe van sagmoedigheid, lankmoedigheid, geduldigheid, vreugde, hoop, geloof, dit is forces. Dis so goed ek haal my heel beste wapens uit. En dis hoe ek dit ook sien in die gees. Wanneer ek in 'n situasie is en iemand beklei met my en ek haal sagmoedigheid uit en ek praat 'n bietjie sagter want Spreuke sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Dan is ek besig om 'n baie powerful wapen uit te haal. Ek is nie besig om so meek, weet ek. Ek haal 'n wapen uit want die woord sê teen die vrug van die gees is daar geen wet nie. No law. Dit is die kragtigste wapens op hierdie planeet. As jy besig is om in vreugde in te beweeg, is jy besig om 'n wapen uit te haal. Wanneer die vyand jou hoop wil steel of hy wil jou depressief maak en jy sê ek kies vreugde, is jy besig om 'n wapen uit te haal. Jy haal nie net 'n bietjie van 'n wapen uit met vreugde nie. Jy haal 'n kanon uit. Jy's besig om bomme te begin gooi in die geestelike wêreld. So die ou wat uitstap en iemand antwoord met 'n sagte antwoord, daai ou is powerful. Watch hom. Hy beweeg in die gees. Die ou wat terug antwoord met sommer net dit wat uit die vlees uitspring, is die ou wat swak wapens gebruik. Jy gaan nie wen nie. Jy gaan nie wen as jy begin in die vlees beweeg nie. So ons moet nie die vrug van die gees in die werke van die vlees sien as, ag, so nice. Ja, dis 'n nice mens. Haai jene, kyk hoe mooi praat hulle. Jy weet dit is nice. Sien dit as hierdie ou is in oorlog. Hy haal die bazookas uit. Ons is besig om oorlog te doen. Ons is regtig met oorlog besig. En dis hoe ek dit sien in die gees. As ek met iemand gaan praat en ek besef, ek is nou in 'n situasie wat ek genuine in die knyp is. Ek kan nie bekostig om nie my beste wapens uit te haal nie.
Ek moet my hart beskerm bo alles. Dit is my vuurwapen, kan sê, wat noem jy dit, waar jou vuurwapens bære. Dis die magasyn. En ek's besig om my bazookas uit te haal. Want in die gees gaan ek hierdie oorlog wen. En een van ons grootste wapens is hoop. As jy daai tou van hoop gryp en jy begin 'n expectation te kry, dan begin die situasie te draai, want dan volg joy. En jou geloof kan nie werk as daar nie eers 'n fondasie van hoop was nie. Dus kom hy sê geloof, hoop en liefde. Die grootste is die liefde. Hoekom sê hy die grootste is die liefde? Want geloof werk deur liefde, sê die woord. So as jy staan en bid, sê die woord, en jy het iets teen iemand, stap en gaan vergewe. Want jou geloof gaan nie werk nie. Jou geloof gaan nie werk as jy nie in liefde is, jy gaan vergewe. Dis nie die moeite werd om jou eie wapens letterlik teen jouself te begin gebruik deur nie te vergewe nie. So kyk na al daai goed wat in jou hart, daai vos is as wapens en kyk of jou wapens in gelid is. Laat jy hoop het, laat die vreugde kan volg, laat jou liefde in plek is, laat jou geloof kan werk, want ons is in 'n ware oorlog. En die vyand wil jou lewe steel. Hy wil nie ons op aarde hê nie, dis feite. So jy moet reg wees met jou wapens. So hoop is 'n wapen. Nou, as ek nou terugdink aan my journey, en ek het eintlik baie getuienisse, maar die rede hoekom ek hierdie getuienis spesifiek wil vertel, toe ek hier in Oktober, ek het in September mos 'n woord gebring, Oktober toe in 'n diens, toe is of die Heilige Gees het vir my sê, die Sondag tussen Jaden en Rudo se verjaarsdag preek jy, en jy gaan vertel jou getuienis weer bring. Ek weet daar is mense wat al die getuienis gehoor het van hulle geboortes, maar ek het duidelik gehoor, en dit sal ek nou regtig nie uit my vlees uitdink nie, want dit is vir my nie, dit is nie vir my, enige ma sal weet. Kyk, as daar kinders betrokke is, geboortes betrokke is, en vroulike hormone betrokke is, dan is dit 'n moeilike ding om te praat. So jy's dadelik, is dit 'n meer emosionele iets om te praat. Maar ek weet toe net ek moet dit doen. Weet ek sê vir jou, ek moet daai Sondag preek, en as ek dit geweet het, voor oupa Mani oorlede is, kyk, hy is môre 'n maand oorlede, ek het vir Barend gesê, ek wil daai Sondag asseblief my getuienis net bietjie bring, want is 15 jaar, Ruda word nou Dinsdag 15, en die Heilige Gees het vir gesê, ek moet praat, weet, ek moet spesifiek die woord bring, maar anders sou ek net gesê, nee, ag nee, asseblief Here, regtig, weet dit, ons het te veel dinge wat nou die laaste ruk gebeur het, plus ek het nog 'n eksamen, 'n praktiese eksamen gehad, en dit was baie dinge. Maar ek weet die Here wil hê julle moet daai woord hoor, en al is dit net om die duiwel kwaad te maak, is altyd lekker om hom kwaad te maak, so kom ons praat daaroor. So, dis nou 15 jaar terug, Dinsdag, van Rudo gebore is, en Jaden was nou, gister was hy 19 gewees. En weet, ek gaan nou iets van Linden ook sê, ek sê altyd, Linden is my over and above, hy was van dag een af uit lekker gewees, die ander was baie harde geloofwerk, en Linden het voel vir my soos my oorvloedkind, sy naam beteken ook boom by 'n waterstroom, jy weet, hy is my Psalm 1, en die Here het vir my so over and above, net absoluut geseën, dat ek daarom kan sê, ek het een kind gekry wat dit maklik gegaan het, of relatief maklik gegaan het. Maar met Jaden se geboorte, so ek gaan nou by Rudo kom, maar Jaden is gebore op 31 weke, so daar kan julle sien op daai foto, hy is gebore 6 Desember, hy was 1,5 kilo gewees, en hy is die dag van my pa se begrafnis gebore. En ekskuus julle, met die vars van oupa Mani, is dit nogal 'n julle moet nie saam almal huil nie, of kom ons huil almal saam, gaan ek nou ophou huil, ek gaan dit nou praat. Maar, ja, so my pa is die 1 Desember oorlede 2006, en dit was ook skielik, soos oupa Mani, en dit was, terwyl ek nou natuurlik hoogswanger al was, met Jaden, en ons het op daai punt, het ek al geweet, daar is fout. Ek het besig om bloeddruk te kry, wat regtig geskrik het vir min dinge, en ek het, met die dood van my pa, het ek net besef, my fokus het op daai punt geskuif. Ek het nie gefokus op Jaden, wat
eintlik al toe begin swaar kry het in my nie. My bloeddruk was toe al sky high gewees. En ek het dit was die Vrydag wat my pa oorlede is en die Sondag toe ons hele familie bymekaar is, toe sê ek vir my broer wat dokter is, ek sê vir hom ek voel glad nie vir Jaden nie. Hy beweeg nie. En mens moet op daai punt moet jy binne elke uur moet jy 'n kind voel beweeg. En hy sê vir my kom ons meet gou jou bloeddruk want so het ons nou glad nie meer gefokus op die swangerskap nie. En ons is toe nou gou na sy amper sê ek veearts toe. Gelukkig nie veearts toe nie. Is ons nou sy praktyk toe en hy meet my bloeddruk en hy sê, "Joh, jou bloeddruk is sky high, baie proteïen in die urine, onmiddellik hospitaal toe." En ek is toe opgeneem die Sondag en hulle het begin sy longe voorberei, hom begin spuit en dit was touch and go. Weet so die ginekoloog het vir my gesê ons druk dit, ons probeer hom net nog inhou vir 2 of 3 dae. En op die punt wat die dag van my pa se begrafnis het ons besef hy kan nou nie verder nie. Dit was ook die ginekoloog se verjaarsdag. Dit was baie eventvol dag, ek moet dit sê. Maar toe het my niere gaan staan en my lewer het gaan staan en ek het begin HELP-sindroom kry. Nou dit staan basies vir jou lewer gaan staan, jou lewer bloedplaatjies, jy maak te min bloedplaatjies, jy maak nie genoeg rooi bloedselle nie en alles word afgebreek. So jy kan oral begin bloei. So omdat die bloeddruk so hoog is, hulle bang jy begin breinbloedings kry, daai tipe goed. En ek was in en uit 'n koma gewees. So ek het so al van dan's ek by, dan's ek glad nie by nie en hulle probeer dit my bloeddruk af te hou. En op daai punt toe hulle nou sê, okay, dis tyd, hy moet uitgehaal word, toe die ginekoloog sê vir my, hoor die assosiasie gaan nou nie baie lekker wees, dit jou pa se begrafnis, ek sê, haal hom uit, hy net reg is. En hy is toe gebore, 1,5 kilo, jy kan amper die gevoel kry, maar prem, dis moeilik om 'n prem te beskryf, as jy 'n prem nie in lewende lywe sien nie, hulle is baie klein. As ek nou vat, die eerste keer toe die bampas vir Jaden gesien het in die hospitaal, Steven en Rista het kom kyk na hom, toe hy nou al uit neonatal ICU is en in 'n wiegietjie daar is, en hulle het gedink ons maak 'n grap met hulle en ons het 'n pop daar neergesit. So klein was hy. En hulle lag half en ons is soos, wat is so snaaks? Like ons kind snaaks, ons weet nie mooi wat is nou so snaaks nie. Maar ja, dis baie klein, 'n premie. Maar so in die proses, net voor hy gebore is, het die Here vir ons sy naam gegee en hy het gesê sy naam is God het gehoor en ons is dankbaar. En dis 'n Hebreëse naam vir een van die ouens wat in Nehemia se muur gebou het. So toe hy so 'n paar daggies oud is, toe's ek nog te siek om na hom toe te gaan. Ek het die eerste keer wat ek hom gaan sien het, ek dink toe was hy al, ek weet nie hoeveel dae oud nie, wat Johan my toe nou vat na hom toe. En toe ons pas terug is in die kamer, sê ek vir Johan, daar's iets fout by hom, hy moet dadelik teruggaan. En hy moet my net los, hy moet dadelik teruggaan. En toe hy daar kom by ICU, of neonatal ICU, het hulle alles toegemaak, die gordyne is toe, hele storie. En Johan is soos, wat gaan aan hier binne, wat gaan aan? En na ruk kom die pediater toe nou uit en sê, hulle het daar nou net geroep, en toe Jaden heeltemal op haar asemhaal, slijmprop gehad, hy was dood, hulle het hom weer lewendig gekry. So, wat 'n absolute wonderwerk is sy lewe al klaar nie. En as jy vat, hy het nou pas 19 geword, hy het sy eerste jaar medies klaar gemaak, hy was doeksleerling gewees en absoluut briljant, te midde daarvan dat hy dood was en weer lewendig in ICU teruggebring is. So, die Here het vir ons klaar groot werke daar gedoen, maar dit was 'n ontsettende moeilike, emosionele ding gewees, daai hele ordeal kan jy sê. Maar in die midde daarvan het ek regtig net absoluut die Here aangegryp vir sy lewe, maar nie my hart ordentlik ondersoek in die ding en gaan kyk waar het ek eintlik die vyand 'n bietjie van 'n voethold gegee nie. En eers later besef, ek het altyd gesê, as ek het 'n tipiese A-persoonlikheid, ek hou daarvan dat dinge vinnig gebeur, alles moet presies loop, analities en so, en ek het baie maklik gesê, hoor, hierdie ding laat my bloeddruk styg. Weet, dit was 'n confession van my, soek my ek so erg oor woorde is, nee? Ek het dit gesê, baie, en dit het, ek meen die effek gehad, my bloeddruk het sky high met swangerskap gestyg. So het tyd verloop en ek het toe nou vir Linden gekry. So ek sê, het absolute blessing. En hy was gebore voltermyn en hy was
basies 4 kilos gewees, 'n groot kontras. Weet ons het Johan het gepraat van die groot babas as babezillas. Weet hy was 'n babezilla teenoor 'n premie. As jy 'n prem vasgehou het, mens jy so klein is dan is dit baie groot. En groot vreugde gehad en nie regtig thought weer oor hierdie ding nie. Ek het gedink nee wat dit sal nie weer gebeur met my nie. En toe het ek swanger geraak met Rudo. En toe ek op dieselfde tyd van die jaar swanger is en ons besef, ek besef, hy gaan dieselfde tyd van die jaar moet hy eintlik gebore wees. Hy en Jaden moes in Februarie eintlik kom. Maar toe ons nou Desember nader en ek begin op 'n punt te voel, ek voel nie goed nie. Dit het soos 'n skakelaar so gevoel, iets voel verkeerd. Het daar vrees oor my gekom. Jy weet, ek was regtig, ek het besef, joh, hier kom dit. Weet en ek weet wat met Jaden die geval was, hoe dit was om HELP-sindroom te kry met die premie en alles. En toe ons die dag, dit was die 8de Desember, gaan vir 'n ondersoek, sê die dokter van jy stap nie hier uit nie, ek wil jou nou opneem. En op die ou ene opgeneem en my niere het heeltemal gaan staan. Dit het gelyk of ek coke urineer. Dit is soos jou niere begin bloei. Hulle het hom met vol narkose uitgehaal die dag. Hy's op 28 weke gebore. En dit was letterlik touch and go vir ons albei. En as ek nou terugdink, het ek toe daar lê in ICU en ek besef, ek veg letterlik self die dood. En hy veg die dood. Hy's 'n kilo baba. Ek kan eintlik dit nie so wys nie. Dis 2 blokkies botter. As jy so 'n klein babatjie so sien. Daar was nie tyd om sy longe voor te berei nie. So hy het regtig hy moes stoei om aan die lewe te bly. Dit was absolute gebed. Maar op daai punt het ek besef, nou moet ek die Here aangryp, want anders gaan nie ek of hy dit maak nie. En daar het die Here vir my hierdie openbaring gegee van wat dit is om 'n lewende hoop te hê. Om te weet en te vertrou. So, toe ek ingestoot word, net voor hy gebore is, toe het ek geweet, nou gaan ek die Here moet aangryp, net om hierdie keiser te oorleef. En hulle, in so 'n geval, as hulle dink, die vrou gaan dit nie maak, doen hulle vol narkose. So hulle het vir my onder vol narkose gesit, maar ek onthou die laaste, ek het so gekyk na 'n prent so by die voorkamer van die theater, en ek het vir die Here net gesê, Here, spaar my lewe, gee my nog jare. En ek het toe nou is ingestoot, en toe ek wakker word, toe ek in die ICU, en ek het dadelik gevoel hy's uit, en ek het gevoel ek kry nie lekker asem nie. Soos wat my niere gaan staan het, en my lewer het gaan staan, hulle het vir my begin bloedplaatjie oortappings doen, en ek het binne ure geswel, soos wat jy in jou ganse lewe nie iemand al gesien het, daai is nou al, na die tyd al, waar ek al baie minder geswel is, maar om dit julle idee te gee, so my vel het oralste, ek wou nie hulle met my afneem nie, is eintlik jammer, hulle moes eintlik my afgeneem het, want net om dit te sien, die kontras, my enkels het gelyk asof hulle my vel skeur, oralster, gelyk of alles skeur, soveel het ek geswel, my niere so onblikklik gaan staan het, en daar was, as hulle nie die port ingelos het in die keiser nie, was daar nie plek vir my longe nie, jy weet, dat ek kan asem kry, dis hoekom ek so benoud was, en ek het geweet, ek veg die dood, en my oudste broer het by my ingekom, en die gynekoloog het eintlik vir hom gesê, kry die familie in groet, want ons weet nie, of sy het gaan maak nie, ons weet ook nie of Ruda het gaan maak nie, maar nou is dit my eers, laat ons dit sien, wat gebeur, en hy het gekom, en hy het vir my gesê, hy het natuurlik geweier om dit vir enigiemand so te sê, weet, hy is 'n man van geloof, en hy het vir my gesê, Annemarie, wat in Johannes staan, 1 Johannes staan, is, hulle die liefde van God vir hulle geleer ken en geglo. Hou op dink wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Hou op dink aan enigiets wat die vyand vir jou sê. Die Here wil vir jou nog jare gee. En jy moet die liefde van God vir jou glo. Dat hy jou wil gesond hê in hierdie situasie. En ek het op daai punt net daarop gefokus. Dis al waarop ek gefokus het. En in daai situasies in ICU raak jy baie bewus van die geestelike. Jy weet jy veg die dood. Jy is baie bewus van die geestelike. En ek wil julle aanmoedig, as julle iemand of 'n geliefde in ICU het,
om vir hulle net woord te bring, want jou geesmens is so honger vir die woord, dit is in vir gebed, is om net daai lifeline te gryp. En die Heilige Gees het begin in my hart werk en vir my gesê, begin jouself indink waar jy gesond is en waar jy letterlik dans en die Here loof en prys en worship. En daar het die Here hoop in my geskep. As ek nie daai hoop van om hom te aanbid, om daai prentjie te begin sien nie, dan dink ek nie sou ek dit gemaak het nie. En ek het aanhou myself indink, ek gaan nie uitstap, en die Here het vir my so beeld gewys, terwyl ek daar lê, van hoe jou hele lewe soos 'n lang lyn eintlik is, en dan die ewigheid is nou baie lang lyn, en hierdie wat jy nou beleef, is so klein stukkie. En jy moet perspektief hê. Dis bitter moeilik. Jy voel jy kry nie asem nie. Jy voel jou lyf doen nie wat hy moet doen nie. Jy kan nie loop nie. Jy kan niks van daai goeders doen nie. Jou lyf wil nie werk nie. En dit voel vir jou of dit waar jy is, wat ook al dit is wat jou laat swaar kry, voel vir jou dit vat vir ewig. Weet jy, dit is die tyd loop so stadig. Maar eintlik in die bestek van ewigheid is dit so klein stukkie. Dis soos Job. Ons dink altyd Job was vir jare en jare en jare in die moeilikheid. Maar dit was 'n paar maande as jy gaan kyk en 'n bietjie geskiedenis daaroor lees. Maar op daai oomblik voel dit vir jou soos forever. En dis waar ons hoop moet hê om te sê ek het 'n hoop in die ewigheid. En selfs soos wat Daniël Sadrag, Mesach en Abednego, selfs al maak ek dit nie, ken ek die Here, jy weet, maar ek wil nog jare hê, ek wil nog dinge doen. En op daai oomblik moet mens jou hoop bou. Jy moet jou hoop bou. En dit is nie net van 'n wishful thinking nie, jy het 'n hoop in die woord van God. En dan moet jy nie wonder, is dit die Here wat nou vir my siek maak nie? Jy moet weet die Here wil vir jou gesond hê in daai situasie. En daar het heelwat gebeur. Ek was 'n hele rukkie in ICU. Die geel kan julle sien, dit is as jou lewer gaan staan, ek het soos 'n ou ros gifappeltjie gelyk eintlik, my hele lyf neer geswel, en dan nou nog geel ook, soos op mense lewer nou gaan staan, en op die ouene van die dag, net om dit in kort te stel, weet toe ek uiteindelik, waar ek nou daar lê, toe het ek al baie minder geswel gewees, toe het my ma die eendag vir my gesit, en sy sê toe vir my, die dagstukkie van die dag, kom uit 'n gedeelte, waar daai manne by die poort gesit het, en hulle het gesê, wat help het, ons sit nou net hierso en ons gaan dood. Kom ons doen iets. En binne 48 uur het hulle hele situasie verander. En my ma sê vir my, waar is jou geloof? Kom ons vertrou die Here, dat jy hier uit is, binne 48 uur, of 24 uur. En ek en sy het saam gebid, en my niere het toe nog nie aangeskakel nie, niks het nog gelyk of het werk nie. En binne daai tyd, het my niere aangekom, hulle het my wonder ontslaan, en ek is binne daai tyd huis toe. En in 'n kwessie van 'n week, as jy gaan kyk, daai foto, as jy enetjie teruggaan, Leo, daai is 'n week na daai vorige foto geneem, toe het ek 20 kilo se vog verloor, in 'n kwessie van 'n week, nog baie geel, en al daai kneusings is omdat ek nie bloedplaatjies gehad het nie, maar is Rudo daai, jy weet, om 'n idee te kry van sy size op daai stadium. Toe was hy nou al omtrent 'n maand oud. Ja, so dit was 'n absolute wonderwerk, toe ek begin hoop kry, en die hoop bring geloof, en waar ek 'n gelowige gehad wat vir my sê, hey, waar is jou geloof? Kom ons agree. En die Here kon inkom met 'n wonderwerk. So, dis 'n getuienis, dat die Here meer kan doen as mens kan bid of dink. As ek nou kyk, wat Rudo se lewe ook aanbetref, wie die pediater het vir my gesê, maak jou reg vir baie skade. Hy was 2 maande in neonatal ICU, en ek het net geweier om eers om te antwoord. Ek het nie 'n woord gesê nie. En ek dink hy het gedink is 'n baie dom oogkundige hierdie, want enige iemand kon sien sy oë is geaffekteer. En as jy nou weet, iets van premature babas weet, as hulle so baie suurstof kry soos wat hy moes kry, dan kan dit lei tot blindheid. En ek het net geweier om iets te sê. Ek het letterlik om net so gekyk en ek het net geweier. Ek sal nie 'n woord, al is ek soos Johannes, ek sal nie 'n woord sê nie. Ek sal net die woord oor my kind spreek. En ja, kyk hoe groot is hy. So, ons prys die Here daarvoor, dat ek meen, hy is nou in standaard 6 gewees, graad 8, en hy was op die top 10. Hulle het gesê, hy sal nie normaal wees nie,
En kyk net wat die Here gedoen het. So, daar is die 3 manne vandag. So, op die einde van die dag, as jy in 'n storm is, dan moet jy hoop hê. En maak nie saak wat jou situasie is nie, ons dien juist die God van die onmoontlike. As die dokter sê, dis onmoontlik, hierdie kind sal nie normaal kan wees nie, ons dien die God van die onmoontlike. En as hulle sê, hy sal nie dit of dat kan doen nie, moet dit nie vat nie. As die dokters vir jou sê, hulle het vir my gesê, na die tyd, toe hulle nou uiteindelik besef wat al die moeilikheid veroorsaak het, ons te mutasie in die familie, en dis eintlik 'n heeltemal 'n ander getuienis, waar die dokters vir my later, eers toe ek 40 geword het, ek het eintlik 'n paar tumors gehad, wat soos byniere optree, wat my bloeddruk so laat skiet het, en daai dokters het net vir my gesê, jy is soos 'n mediese onmoontlikheid eintlik, en soveel keer het ek dit gesien. Hulle vir my sê, dat jy nie 'n beroerte gekry het nie, dat jy nie 'n hartaanval gekry het nie, dat jy daai swangerskap oorleef het, die ginekoloog se woorde was, hy het 3 keer in sy hele loopbaan preeklampsie so erg gesien, en hy sê, die een vrou is dood, die ander vrou het 'n breinbloeding gehad, jy is die derde een. En ek weet, dit is die krag van die Here, en die krag van gebed. En elke orgaan van my werk, niere werk vol, lewer werk vol, te midde daarvan, laat alles gaan staan het, 2 keer. So dis regtig absoluut die krag van geloof. So ek wil julle bemoedig vandag, ekskuus dat dit so 'n bietjie lank is, en ek wil uit daai gedagte wil ek hê ons moet nagmaal gebruik. En die een ding wat Jesus sê, ons dink baie keer as ons nagmaal gebruik, dan sê Jesus, jy mag nie nagmaal gebruik op 'n onwaardige wyse nie. Wat beteken dit om nagmaal te gebruik op 'n onwaardige wyse? 'n Onwaardige wyse is wanneer jy nagmaal gebruik en nie die liggaam en die bloed van Jesus onderskei nie. Dis 'n onwaardige wyse. Die woord sê in 1 Korintiërs 11 vers 27, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Nou, 'n oordeel, daai wat hy praat van jy moet onderskei, is jy moet weet die liggaam van Jesus is gebreek dat jy nie hoef siek te wees nie. Die bloed van Jesus het gevloei, dankie, dat jy vergewe kan wees. Dis hoe om te onderskei. As jy dit gebruik sonder om te besef, maar ek gebruik hierdie om my genesing te ontvang en te beklemtoon en sê, Here, dankie dat u liggaam vir my gebreek is. Dankie dat die bloed vir my gevloei het. Dan beteken dit, as jy dit nie so doen nie, dis 'n onwaardige wyse. En daarom sê vers 30, daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. So, die rede hoekom daar siekes in die kerk is, of mense wat sterf is, as ons die nagmaal nie korrek gebruik nie. En om dit korrek te gebruik, moet ons sê, die liggaam van Jesus is gebreek vir my siektes. Dis nie sy wil dat ons siek moet wees nie. Die bloed van Jesus het gevloei vir my sondes. En ek ontvang dit. En hierdie is vir my 'n teken van dit wat hy gedoen het. Ek ontvang dit. So vandag gebruik die nagmaal op 'n waardige wyse. Dit beteken nie jy's 'n perfekte mens nie. Nee, dit beteken jou fokus is jy weet wat Jesus gedoen het. Jy's nie de mekaar en sê, nou maak hy my siek, nou maak hy my gesond. Ons is nie de mekaar nie. Ons weet hy het vir ons siektes gesterf. Hy het vir ons sondes gesterf. En ons gebruik dit in daai wyse. En daarom, in so 'n situasie waar ek nou kan getuig, die Here het my liggaam herstel, prys ons hom sommer as ons hierdie ontvang. So, gevat die nagmaal nou, fokus op Jesus, nie op die storm nie. Fokus op dit wat hy gedoen het en kry hy lewende hoop wakker in julle harte. En as julle nou gebruik, vat eers die broodjie en kou dit. En ek dink altyd myself, soos met my tande daai broodjie stikkend maak, soos Jesus se liggaam vir my stikkend gemaak het, ek nie hoef siek te wees nie. En as jy daai druiwesap drink, dink aan Jesus se bloed wat vir jou gevloei het, dat jy kan gesond wees. So ontvang dit nou in die naam van Jesus. Gebruik dit, dan gaan ons nou saam bid.
Vader, vanoggend wil ons Jesus se groot werk eer. En ons wil dit juis eer deur dit te ontvang. Ons wil daai wonderlike skat wat U vir ons gegee het, wil ons bewaar met ons hele wese. Ons wil nie ons tong verkeerd gebruik en die hekke oopmaak na ons lewe om vir verwoesting nie. Here, maar ons wil hoop hê, want U gee ons hoop. En Vader, ek wil vandag bid, as die enige een is wat siekte in hulle liggaam het, siekte, jy het geen reg in hierdie kerk nie, in Jesus se naam, geen reg. Ontvang nou jou genesing, as daar enige iets in jou liggaam is, ontvang jou genesing. Dankie Jesus, dat U liggaam vir ons gebreek is, sodat ons kan ontvang genesing. Dankie Jesus, dat U bloed vir ons gevloei het, dat ons sonde skoon gewas kan wees. Dat ons kan rein wees voor U, asof daar niks ooit gebeur het, sonder vlek of rimpel. Dankie dat ons in Jesus kan wees. Wat 'n voorreg. En Vader, ek bid dat ons vandag hier sal uitstap en dat die woord nie uit ons harte gesteel sal word nie, maar dat ons liggame sal gebruik tot eer en verheerliking van U naam. Dat ons harte sal so gewapen hou, dat die vyand nie 'n kans kan hê nie. Dankie Vader vir U goedheid, U guns, U liefde in ons lewens. Ons wil erns maak met ons wandel met U. Ons wil ernstig daaroor wees. Ons wil U nie mis nie. Ons weet ons tyd op aarde is min. Dalk is dit 80 jaar, dalk is dit 100 jaar, dalk is dit nog net 10 jaar. Maar Here, ons wil elke oomblik gebruik van ons tyd op aarde om vir U alle eer te gee, want ons weet die ewigheid is voor ons en ons kan vir ewig in U teenwoordigheid wees, maar hier wil ons eers 'n verskil maak en U naam uitleef in Jesus se naam. Amen.